Jou lewe hoef nie een dag op en die ander dag af te wees nie. Jesaja 26 vers 7 sê, die pad van die regverdige is gelyk. U maak die spoor van die regverdige gelyk. Hierdie skrif wys vir ons dat ons nie 'n lewe van op en af of loop en val hoef te hê nie. God het Jesus aarde toe gestuur om ons regverdig te maak, sodat ons 'n rustige en voorspoedige lewe hier op aarde saam met God kan beleef. Jesus self het gesê dat die dief kom om te steel, te slag en te verwoes, maar dat hy gekom het dat ons lewe en oorvloed kan hê. Nou, ons moet mooi lees wat in Jesaja 26 vers 7 geskryf staan. Dit sê dat die pad van die regverdige gelyk is. Nou, dit beteken letterlik dat jy moet glo dat jy regverdig is as jy wil hê dat jou lewe 'n plesier en nie 'n gesukkel moet wees nie. Net soos wat duisternis net in die afwesigheid van lig kan bestaan, net so kan probleme, vrees, bekommernis en siektes nie in God se teenwoordigheid bestaan nie. Onthou dat God lig is en dis wat 1 Johannes 1 vers 5 sê. Dis die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Luister nou mooi, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Die enigste permanente oplossing vir ons om vry en gelukkig te wees, is dus om by God te wees. Nou wat dit so moeilik vir mense maak om by God uit te kom is, hulle kan hom nie fisies sien of hoor nie. Vir die meeste mense is hy nog iemand wat ver van hulle af is en nie by hulle of deel van hulle is nie. Niemand kan regverdig sonder God wees nie. Geregtigheid is nie iets wat hy vir ons gee nie, dis iets wat hy is en ons kan dis net regverdig wees as God in jou bly. 'n Mens word bewus van God deur jou geloof in die Here Jesus en te glo wat in die woord geskryf is. Dit is wat die evangelie van Jesus Christus goeie nuus maak. Nou kom ons lees wat in 1 Korintiërs 1 vers 30 staan. Dit sê, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, nou moet jy baie mooi luister, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Nou ek quoteer ook gereeld Efesiërs 2 vers 10 wat sê, dat ons God se maaksel is, en dat hy ons in Christus geskape het, om goeie werke te kan doen, wat hy al voor tyd vir ons voorberei het. Jesus het vir ons kom wys hoe 'n regverdige mens leef. Hy het vir ons kom demonstreer wat gebeur, as God in en deur jou leef. Hy het nie net 'n gelykpad gestap nie, hy het ook ander mense se paaie gelyk gemaak, deur hulle te help, hulle te voed, hulle te genees, en hulle te bevry. Dieselfde gees wat in Jesus was, en hom uit die dode uit opgewek het, is ook in ons, en dit is wat ons moet glo. Romeine 8 van vers 11 sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te leef nie. Luister nou, as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, gaan julle lewe. Want almal, dit sluit mos nou jou ook in, wat die gees van God gelei word, die is kinders van God. Onthou, ons is deur genade gered en saam met Jesus uit die dood opgewek, en jy's nou saam met hom in hemelse plekke, en jy moet leer om uit hierdie hemelse plekke te begin leef. Nou, om dit te doen is nie moeilik nie, ons moet net glo en anders begin dink. Dit wat jy fisies sien en ervaar, moenie jou enigste realiteit wees nie. Jy moet besef dat dit wat jou pad, wat jy stap, ongelyk maak, net in jou natuurlike denke bestaan. Ons siektes en probleme bestaan nie in Christus nie. Dit bestaan net in ons denke. Dis hoekom Jesus die duiwel geen plek gegee het nie. Tydens sy versoeking het hy net gesê,
Dit staan geskryf en na 3 keer het die duiwel hom uitgelos. Nou kom ons maak dit prakties vandag. Ons het nou net gelees dat dit geskryf is, dat die pad van die regverdige gelyk is. En dan staan dit ook geskryf in Romeine 8 vers 28 en 29, dat God jou ken, hy het jou geroep, hy het jou verordineer, geregverdig en verheerlik. So wat is die waarheid nou? Die waarheid is dat jy regverdig is, omdat jy in die Here Jesus glo, en daarom is jou pad gelyk. Kant en klaar, of jy dit nou sien, of hoor, of voel, is irrelevant. As dit nie gelyk is nie, sal God wat in jou leef, dit vandag vir jou gelyk maak. Jou fokus moet net nie van hom af na die probleem toeskuif nie. Kom ons lees Psalm 19 van vers 8 af. Dit sê dat die wet van die Here volmaak is. Hoor nou wat doen dit? Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Die woorde, ek is wie ek in Christus is, moet vir jou 'n realiteit word, want jou ware self, jou innerlike mens, loop op 'n gelyke pad, want jou innerlike mens leef en beweeg en is in God, en hy wil jou natuurlike manier van dink vervang, met die waarheid, die enigste waarheid wat daar is, en dit is ek is. Maak tyd vir jouself, waar jy net sê ek is, en dan bly jy stil. Moet niks byvoeg, of daaraan wegvat nie, sê net ek is. Hoekom ek so sê, is dit help jou om bewus van God te raak, en nie jouself besig te hou met die verlede of die toekoms nie. Daar's 'n opdrag in Kolossense 3 wat sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterf, aan die woorde klaar gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Om bewus te word van wie jy in Christus is, moet jy leer om deur die dag vir 'n paar minute aan niks te dink nie, niks van gister of môre nie, net nou. Want nou is waar God is. Hy is jou asem, jou lewe, hy's alles van jou. Dink bietjie hieraan. Is dit moontlik om bekommerd te wees, as jy nie aan enige iets dink wat al gebeur het, of enige iets wat nog gaan gebeur nie? Kan jy kwaad vir iemand wees, as jy nie dink aan wat hy of sy aan jou gedoen het nie? As God in sy woord sê dat jy moet dink aan wie jy in Christus is, bedoel hy dit. As hy sê om nie te dink wat op die aarde is nie, dan bedoel hy dit. Jesus het ons geleer dat hy van bo en nie benede is nie, en hy het jou sonde weggeneem, sodat jy nie aan gister hoef te dink, of jou oor môre te bekommer nie. Net soos jou sonde nie meer bestaan nie, bestaan jou verlede ook nie. Dis net informasie in jou denke. Nou gebruik informasie van die verlede en wat met jou gebeur het, wat nodig is om jou werk te doen en jou normale lewe te lei. Maar moenie iets uit die verlede ophaal en in jou hede in